Hartlike goeiemôre, goeienaand. Ek weet nie wat die tyd by jou is nie. Ek is Desmond Berry en ek is weer saam met jou vandag op hierdie program Encounters op Kruiskyk TV. Wat 'n voorreg. Liewe Here, ons dank U vir die dag en vir hierdie geleentheid om weer saam met U te kan sit en in die woord van die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. So, as ek en jy vandag hier ingeskakel is, jy saam met my, ek beloof jou, die Here is saam met ons. Ons weet hy is in ons, maar hy is op 'n spesiale manier as hy saam met ons wanneer ons vergader. En ek is opgewonde, ek sien uit vandag om jou die woord van God te bedien. Ek wil onmiddellik wegspring, geliefdes. Ek glo jy is ingeskakel, jy's reg, jy sit met die Bybel, jou notaboek, en ons gaan vandag bietjie inkyk wat die Here vir ons wil sê. Kom ons gaan na die boek van Openbaring, hoofstuk 2. En ek gaan saam met u lees daar. Ek gaan sommer begin vanaf vers 18 en dan lees ek tot en met vers 20. So dit lees as volg: En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Ek hoop ek spreek hom reg uit. Dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blinkkoper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof, en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei, om te oreer en afgodsoffers te eet. Nou, ons is in die laaste dae, soos baie van ons het al genoem het, of ons verklaar het, ons lewe in die tyd van die boek Openbaring. En weet jy, ek het 'n mandaat van die Here. Ek het hom nie net gekry nie. Ek het 'n mandaat van die Here, en dit is om die geskrewe geheime woord aan alle nasies te verkondig. En jy weet, ek wonder soms oor dinge waarin die gelowige om in bevind, en waar baie gelowiges in vasgekeer sit, jy weet, en van die dinge wat ek oor wonder is, hoekom is daar van ons geliefdes wat altyd, hy bly altyd gedurig deur swak. Daar's van ons mense dat hy het geen ywer vir God of vir die huis van God nie. Weet, daar's mense wat, jy verstaan net nie, hy bly sy medegelowige veg. Daar's van ons geliefdes, gelowiges wat uit geen las vir siele nie, en so kan ek aangaan. En omdat ek 'n prediker is van die evangelie, ek is vir 'n paar jaar in bediening, en ek het eerstehandse ondervinding, en jy weet, daar's mense wat met my kan relate, predikers, leiers, pastore, dat jy sit en wonder soms, hoekom is daar sekere dinge wat gebeur, en geliefde, jy wat vandag ingeskakel is, ek het 'n boodskap van die Here vir u. Ek wil u vandag, daar's iets wat ek met u wil deel, en u sien, hier is 'n gemeente, en God het enkele dinge, sê die skrif, teen haar. Nou, ons het 'n gospel embrace wat vir ons sê, jy is okay net soos wat jy is. En al wat jy moet doen is om te glo. Nou, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is heeltemal 100% 'n geloofsprediker. Nee, moenie 'n fout maak nie. Ek staan in die vryheid. Maar ek is ook onkundig om te verstaan dat ons 'n verantwoordelikheid het op hierdie pad wat ons stap. Ergens sê die skrif, hy sê, werk julle eie heil uit. Ons moet ons saligheid uitwerk met vrees en bewering, so daar's 'n verantwoordelikheid. En so, daar's 'n ding wat die Here my laat inkyk het, en ek het 'n bietjie gaan navorsing doen. Ek wil dit saam met u deel. En dit gaan oor kos. Ek wil eintlik met u praat, en dis 'n vraag wat ek vir u wil vra. Wat eet jy? En ek gaan nie verduidelik wat ek bedoel. Hoekom praat ons vandag oor eet? Hoekom praat ons vandag oor kos? Ek het dit self ook ondervind, en so glo ek baie mense,
dat van die navorsing wat ek gaan doen, nou wat 'n mens eet, het 'n direkte effek op jou welstand. Dit is 'n feit. Ons kan nie daar verby gaan nie. Dit is bewys en ons het daar ondervind. Jy eet soms iets en onmiddellik voel jy ontsteld of jou maag voel ontsteld. Maar ons gaan nou verder aangaan. Nou kyk gou saam met my of luister, daar is 10 goed. Dis nou neeweffekte, harmful effects van junk food. Soos wat ons het noem. Nou nommer 1, 10 effekte van junk food is verhoogde risiko vir depressie. Ek wil nie met my bly vandag, familie. Nommer 2, hoër vlakke van angs. Nommer 3, geheueprobleme en swak konsentrasie. Nommer 4, kognitiewe agteruitgang. Nou van die goeters, ek gaan nie alles verduidelik nie, maar dit is van die feite en dit is navorsing. Nommer 5, verhoogde stresvlakke. Nommer 6, voedselverslawing en drange. Nommer 7, kroniese moegheid. Nommer 8, swak selfbeheersing. Nommer 9, hartsiektes. Nommer 10, spysvertering probleme. Nou, so snaaks as wat dit klink, ek glo vandag, met hierdie goedes kan ek relate. En ons sien het vandag, mense sal nooit amper kan besef en dink dat wat jy eet kan vir jou angstig maak. Wat jy eet kan maak dat jy jou stresvlakke verhoog. Wat ons eet, familie, daar's 'n spreekwoord wat sê, you are what you eat. En dit is in 'n mate so waar. Maar nou, kyk gou vandag hierso, ek het gaan kyk en dis hoekom die Here my in hierdie woord vat. Ons praat van 'n kerk, 'n gemeente, wat die Here sê, ek het enkele dinge teen jou. En hy praat van hoe hierdie gemeente, Isabel, wat ons weet in Engels praat van Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, en sy leer Godse mense, en sy verlei hulle om afgodsoffers te eet. Offers, kos, wat aan demone geoffer word. Nou, jy moet verstaan, mense, die kos wat ons vandag oor praat, is wel nie fisiese kos nie. Ek vat hierdie natuurlike om vir u 'n geestelike waarheid te openbaar. Ons praat oor geestelike kos, en kom ek noem gou hierdie ding, en ek weet as van ons Pinkster mense, ek het niks teen Pinkster, niks teen charismaties, absoluut niks. Ek staan as iemand wat in die vryheid van Christus staan. Ek wil my glad nie eers connecteer met enige tipe van denominasie nie. Ek weet vir ons is dit belangrik, maar dit is waar ek staan. En ons het opgegroei Pinkster, ons het opgegroei charismaties, en so kan ons het aangaan. Maar wat ek wil sê, is dat, as het nou nog gaan, dat hoe lekker die musiek in die huis van God gaan, en dit is al wat ons warm en vurig maak, gaan ons met 'n probleem sit, familie. Jy sien, wanneer dit al is waaroor het gaan, then you have already a problem. En jy sien, ek het ontdek, daar's 'n geestelike moegheid, 'n kroniese moegheid onder gelowiges. Jy het net nooit krag of energie vir die saak van God nie. Luister mooi, daar's gelowiges, en ek beeld die goed uit 'n plek van nie veroordeling nie, maar om iemand vandag te help. Jy sien, ek het begin om te sê, ek het gewonder, ek het gaan kyk, ek het die Here gevra, Here, hoekom sit ons met sekere probleme in die huis van God, in die koninkryk van God? En ons is in 'n tyd waar die Here ons wil gereed kry vir hierdie wêreld. Daar's 'n oes, die oes is ryp, familie. Die arbeiders is moeg, die arbeiders is min, die arbeiders is ywerloos, die arbeiders is siek. En nou moet jy verstaan dat daar's van ons wat met geestelike hartsiektes sit, en dit besoedel die huis van God. Want nou sê die skrif, wat die hart van vol is, loop by die mond oor. Luister familie, daar's mense wat sê hulle dien die Here, maar hulle is sieniebolle, soos wat ons het noem, vol angs en stres, en dit affekteer hulle betrokkenheid in die werk van God. Ek praat vanmôre en ek is 'n vraag wat ek vir vra, wat eet jy?
Wat eet is baie belangrik om te verstaan, wat ek en jy eet. Jy sien, kom ek sê dit plain en simpel, reguit deur, dat die kerk sit met 'n dieetprobleem. Ek het vandag gekom as 'n geestelike dieetkundige, prys God se naam. Ek wil vandag sê van ons eet nie reg nie. Ek praat van geestelike kosse. Ons leef van spiritual junk food. We live from spiritual fast foods. En ons verstaan nie hoekom ons met sekere gezondheidsuitdagings sit nie. My spiritual health is at risk because I don't eat healthy. I don't eat the right food. En familie, dis 'n ding wat die Here vandag op my hart lê om aan te spreek. Wat eet jy? 'n baie belangrike ding. Jy sien, jou probleem gaan nie stop of opgelos word deur net te bid nie. En ek is 'n voorstander van gebed. But I can tell you right now that it doesn't stop with prayer. Ek wil so ver gaan om te sê, gebed verander nie alles nie. Ons kan bid oor alles, maar gebed verander nie alles nie. Ons het altyd gesê, gebed verander sake. Maar ek en jy moet gaan sit en jy kan my kontak. Jy kan vir my, hier's 'n WhatsApp nommer op die skerm, jy kan met my praat oor dit wat ek noem. En ek weet hoekom ek sê wat ek sê. Jy weet, jy kom by 'n plek waar jy besef, yes, Here, jy roep ons as gelowiges, dat ons moet gedurig deur bid. Maar die Here sê nie eintlik dat gebed verander alles nie. Jy sien, en dis hoekom ek wil vandag eintlik vir iemand sê, ek en jy moet gaan check hoe ons dieet lyk. Go and check your diet. Wat eet jy? Dis baie belangrik. Ek kan bid, maar as ek verkeerd eet, dit is soos iemand wat uitkom vir genesing, hierdie persoon kom uit vir hoë bloeddruk, en hy vra 'n pastoor of prediker, ek vra dat u vir my sal bid, en die persoon sê sy probleem, ek het hoë bloeddruk. Nou, dat is die fout om vir iemand te bid nie. But dink ek en u dat om net te bid gaan alles verander. Jy sien, die Here gee ons die wysheid, dat nou sê ek vir die persoon, voor ek vir hom bid, nou bedien ek die persoon, en ek sê, luister, hoe eet jy? Hoe is jou eetgewoontes? En wanneer die persoon eerlik is, dan gaan die persoon erken, maar weet, ek is nogal baie lief vir vetterige kosse, ek is baie lief vir spicy foods, ek is baie lief vir, ek drink koffie soos water, en nou kom die persoon uit, en vra, bid, dat die Here my sal genees van bloeddruk. Wat dink u, gaan dit wys wees, om vir so iemand te bid, of net te bid, en nie eers te bedien nie, om met die persoon te praat nie? Sien? Daarom sê ek vandag, familie, dat ek en jy moet gaan check hoe ons dieet lyk. Wat eet ek? Ek praat van geestelik. Ek praat van spiritual. Miskien is dit vir iemand vandag wat ook natuurlik met sy natuurlike dieet gaan kyk, maar wat ek vandag oor praat is die Here spreek 'n gemeente aan. Hy sê ek het enkele dinge teen jou. Kan jy dink, familie, dat die Here God, dat obviously as die God wat ons aanbid is liefdevol. Hy het ons lief met 'n ewige liefde, as 'n onveranderlike, onvoorwaardelike liefde. Maar dat die Here vir iemand kan sê, en miskien verwag baie van ons die Here moet so praat nie, maar die Here praat reguit met 'n gemeente. Hy praat eintlik met die pastoor van hierdie gemeente. Hy sê, skryf aan die engel van hierdie gemeente, ek het enkele dinge teen julle of teen jou, dat jy laat hierdie profetes, wat haar noem 'n profetes, om te leer in my huis, en my volk te verlei, om te hoereer, en ons gaan later uitkom, rondom hoerering, om afgodsoffers te eet, wat aan duiwels geoffer word. So met ander woorde, die kos wat hierdie gemeente kry, die geestelike kos wat hierdie gemeente kry, het kom nie uit die gees van God nie. Het kom nie uit die openbaring van God se woord nie. En ek en jy weet vandag dat junk food, ja, come on man, jy kan hoe 'n
mens wees of jy is baie gelet op jou gesondheid, maar kom ons wees gou eerlik vandag. Ek praat nou van die fisiese junk food. Man, slapchips is maar nou net lekker. Al is hy hoe ongezond. Man, en dan weet jy mos van ons jy hou van jou asyn en jou lekker sout daaroor. Nou, ek praat nou met die mense wat nou eerlik is. Ek praat nou nie van die mense wat blare net eet nie. En ek sê nie om blare te eet is verkeerd nie. Maar ek en jy moet, let's be real and honest today. Soveel as wat blare wat jy eet, maar die punt staan so, of die saak staan so, dat junk food word so gemaak, hy word so voorberei, dat soms is het irresistible, dis lekker, plain en simpel, dis lekker, en so is het, hier is hierdie vrou in die gees, en sy leer Godse mense, sy voed die volk van die Here met junk food, met fast foods, en ek sê vir jou, die volk hang hulle op aan hierdie junk food, want dis lekker, en man, dit vul. Maar hoe meer jy junk food eet, het die agtergekom, the more you eat junk food, the more you want junk food. Because junk food is so voorberei, is so gemaak, dat jy kry nie genoeg nie. Jy gaan môre gaan jy weer kryf na die junk food. Because dit is so gemaak, dit is so voorberei, ek wil amper sê, dit is so gedesign, and the same is it with spiritual junk food, the same it is with spiritual fast foods. Jy weet dit is ongezond, jy weet dit is nie eintlik nie, but there's a craving, daar's 'n drang, maar hierdie drange en hierdie craving, wat deur die fast foods en die junk food kom, is op die einde van die dag ongezond. Dit is 'n bedreiging vir jou gesondheid, spiritually speaking. En ek en u moet vandag op 'n punt kom, familie, geliefde, jy wat ingeskakel is, sommige van ons is, wat is die woord wat ek wil noem, ons is oorgewig in die gees. Ons harte is siek. Ons bloed is sky high in die gees. We are sitting with chronic diseases and sicknesses. Ons sit met moegheid in die gees en ons verstaan nie, hoekom bly ek net onywerig of ywerloos? Hoekom het ek net geen ywer vir God se huis nie? Hoekom het ek net geen betrokkenheid? Ek het nie 'n passie vir die dinge van die Here nie. As het kom by die teaching van die woord, die regte ware woord, dan het ek 'n afskie, want dit is soos blare vir my. Dit is, in die begin is dit smaakloos. Maar jy kan enige persoon vra, hoe meer jy jou blootstel aan gesonde kos en 'n gesonde leefstyl, hoe moeilik het in die begin is, maar hoe meer jy jou liggaam oefen, hoe meer word jou liggaam, dan pas jou liggaam aan, en wanneer voor jy dit kom kry, dan vind jy dat, maar al wat ek nou soek, is om gesond te lewe. En jy dan 'n afskie van hierdie ongezonde kosse. Jy het 'n afskie van hierdie junk food en fast foods in die gees. And I want to encourage someone this morning, it is time to go and check your diet. Jy sien, die oplossing van baie van ons probleme is opgesluit in die openbaring van die geskrewe woord. Die openbaring van God se woord. Dit is waar die antwoord lê. En nou eet ek my, jy weet, ek eet my kapot aan junk food en fast foods, en agterna wil ek bid. Agterna wil ek, soos ons doen, bitter goed drink. Dan wil ek gou met myself regverdiging kom, en as ek klaar myself regverdig, dan gaan ek môre aan met die junk food, en ek eet die fast food, en my lewe hang af van hierdie goeders. Maar die Here kom vandag, en soos hy hierdie gemeente aangespreek het, en hy sê vandag, daar's enkele dinge wat hy teen ons het. Nou natuurlik is hy gered uit genade en deur geloof. Maar dat is 'n verantwoordelikheid wat op ek en jou rus. En hierdie verantwoordelikheid is, ek moet weet, ek moet gaan kyk na wat ek inneem. Hoekom bly ek vol stres? Hoekom bly ek angstig? Ek is by die Here vir jare.
Ek bly bekommerd. As dat ding op my pad kom, dan raak ek hysteries. En so kan ons aangaan. Ek kan nie konsentreer nie, ek kan nie die skrif onthou nie. Ek het geheue-probleme in die gees. Ek kan nie konsentreer in die gees. Ek het al baie dinge gehoor van mense, hy sê dat wanneer ek kan nie onthou nie, ek het nou iets gelees en dan onthou ek nie. Die vraag is, wat eet jy? Wat neem jy en what are you consuming in the spirit? Because when I consume the truth, when I consume the knowledge of the truth, the revelation of the word, there's no way that I can forget. Want hierdie goed sit vas. Ek wil vanmôre of vanmiddag, vanaand waar hy is, some of us, we sit with self-control issues. En ons gaan baie keer die goed toeskryf aan baie anderlike dinge. Maar ek sê vir jou vandag, as wat kyk in Spreuke, die woord van God is waar die vader, ek dink in Spreuke 3, hy praat daar, 'n vader met 'n seun, is 'n gesprek tussen 'n vader en 'n seun. Hy sê, vat my lering, my seun. Hy sê, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafels van jou hart. Hy sê, en hierdie woorde sal genesing wees vir jou gebeente. Hoor jy wat hy sê? Hy daar sê, die woord word genesing vir jou gebeente. So the word becomes medicine. The word brings healing. And we know that the word is the living Christ. As wanneer die skrif vir ons oopgaan en wanneer die skrif nou nie net meer letter is nie, maar het praat nou, dit word 'n stem, dit word lewendig, dit spreek my omstandighede aan, dit spreek dinge in my lewe aan, dit korrek my, dit lei my, dit help my, dit inspireer my, dit lig my op, dit tel my op, en so kan ons aangaan. Spysvertering probleme, I eat junk, I eat fast foods, spiritually, en ek sit later aan met 'n probleem, ek kan nie verteer nie, en I'm bloated in the spirit. Prys God se naam. Sien nie hoe hierdie goeders, hoe die natuurlike vir ons ook 'n openbaring kan gee van die geestelike. En ek wil vandag afsluit met hierdie woorde, family, soos wat ek reeds gesê het, kom ek en jy gaan kyk na ons dieet. Dis is 'n ernstige oproep. Want op 'n stadium kom 'n mens, jy kom op 'n punt waar jy moeg word. Jy bid vir jare, jy bid vir maande, jy bid, maar niks verander nie. Het kan nie so wees nie, dit kan nie so aangaan nie. En ek het vandag vir u 'n antidote vir die probleem wat jy lankal in sit. Die antidote is, gaan kyk na jou dieet en gaan maak die nodige aanpassings in jou dieet, geestelik gesproke, in die naam van die Here. Ons dank God vandag vir sy woord. Die woord van God is skerper en is sterker as enige tweesnydende swaard. Ek wil reg nou ook vir iemand bid wat met 'n kroniese hartsiekte sit. Reg nou, mevrou, meneer David, jy sit op jou bank, op jou couch, lê jou hand, ek praat op jou fisiese hart, lê jou hand op jou hart, en reg nou, in die naam van Jesus, ontvang genesing vir die kroniese hartsiek, reg nou. Deur sy wonde het vir jou genesing gekom. Ek spreek oor jou hartklopping, dat dit nou in balans en 'n gesonde ritme sal kom. Ontvang dit reg nou. Die moegheid stop, en selfs die angs wat jy ervaar, right now. Daar kom 'n kalmte oor jou reg nou, God se vrede kom reg nou oor jou. En soos wat hierdie siekte genees word jou hele liggaam getransformeer. Hierdie hartsiekte het gemaak dat jy dat dit veroorsaak dat jy met gewigprobleme sit. En reg nou in Jesus naam, die gewigsprobleem wat jy ook met sit, gaan na mate. Gradually gaan die gewig ook normaal kom.
En die Heilige Gees sal jou help in Jesus naam. Amen. Die Here seën jou. Ons sien volgende week. Amen.